Ek sien julle. Hier waar julle nou is, 100 jaar van waar ek is. En julle het ook al gesien wat ek gesien het. Wat ek self nie wou glo toe ek dit gesien het nie. 'n Volk gedruk tot die randjie van 'n afgrond. En onder in daardie afgrond, 'n vallei van vuur en bloed. Die ou mense vertel dat as jy yster tot die hardste metaal wil. 'n laar van waans getrek, dig by 'n kronkelrivier, woorde stil met wonder, dalk 'n laaste oorlewingsuur, saamgekniel, 'n belofte gemaak, met durf en daad en geloof, vir die hemele om daar te waak, vir beskerming beloof. Hierdie gelofte sal vir altyd staan. En jy die land waar die boere volk woon, land met sy berge terrasse gekroon, land met sy ruimte so wyd en so vry. Hy is die land, is die wêreld vir my ons roem bewaar. Ons staan nou hier by Parakraal. Hoekom ons hier by Parakraal staan, is omdat Parakraal net so 'n belangrike rol speel in ons geskiedenis as wat Bloedrivier gespeel het. Hier by Parakraal in 1880 is die gelofte van Bloedrivier vir die tweede keer in 42 jaar herhaal. Weet u, volksgenote, dat vir 40 jaar het ons volk nie hierdie gelofte betaal nie. Andries Pretorius is die man wat met die lot aangewys is. Is die man wat deur ons Hemelse Vader gekies is om die voortrekkers te lei. Hy het 7 dae na die gelofte, het hy in 'n verslag aan die Volksraad byna dieselfde bewoording gebruik as vir Jan Bantjies 7 dae voor die slag van Bloedrivier aangeteken het in sy joernaal, soos wat Andries Pretorius vir hom voorgeskryf het, dat so die Here ons te behoor verwinning gee van mocht, ons een huis tot synes grote naams gedagtenis sal stigting alwaar hem sal behagen, en wat daarop volg, soos dit geskryf staan in die Suid-Afrikaan van 14 Junie 1839. Ons volk het 'n toekoms in hierdie land. En ons Vryheidsmanifest is reeds 176 jaar gelede vervat in die gelofte wat by Bloedrivier afgelê is. Ek nooi jy nou uit om saam met my en Rudy Rousseau wat die kamerawerk doen, op 'n geskiedenistog te gaan vanaf Jan van Riebeeck tot en met vandag. Ons gaan van hier af na ander plekke vertrek, na ander geskiedkundige terreine, en van die geskiedenis daar opneem, sodat u wat daai terreine nog nie besoek het nie, eerstens kan sien hoe dit daar lyk en wat daar gebeur het. Maar voordat ons sake te ver vooruit loop en te veel ingaan op die toestand waarin ons land homself tans bevind, kom ons begin by die begin van ons volk se geskiedenis, by Jan van Riebeeck. Hierdie dae was die omgewing van die Kaap die tuiste van swerwende boesman. 'n oorblyfsel kan 'n mens sê uit die steenperiode, wat soos Bobbejane in klipgrotte gewoon en van die jag gelewe het. Hulle was bygelowige maar dapper klein mensies en het, sonderling genoeg, 'n liefde vir die skilderkunst gehad. Maar agter sy rotsige strande het Suid-Afrika onbekend en ongestuurd voortgeslaap, totdat daar op 'n goeie môre 3 skepe van die Hollands-Oos-Indische Compagnie die Tafelbaai binnengeseil het, met 'n man aan boord wat bestem was om die grondsteen van die Suid-Afrikaanse nasie te leggen, Jan van Riebeeck.
Die Hottentotte het vol nieuwsgierigheid naar die strand gekomen om die nieuwelingen te begroeten, want blijkbaar het hierdie landing iets anders te beduiden gehad als het gewone bezoek van matrozen. Van Riebeekse fort het die middelpunt van die Kaapse nederzetting geword en sy helpers het dadelijk begin om die ruilhandel vee in te samelen van die Hottentotte. Maar daar het een dag gekomen toe die skape wat van die Hottentotte gekoop is, die oorzaak van die eerste treurspel in die nederzetting zou worden. Oorspronkelijk uitgestuurd om een verwerkingsstage aan die Kaap te stichten, het Van Riebeek in werkelijkheid die grondslag van een nieuwe natie gelegd. Met geduld en goede behandeling had hij die vertrouwen van die Hottentotte gewend, baie van wie nou als knecht op die plaatsen van die nieuwe kolonisten in dienst was. Maar tegen die einde van Willem Adriaan van der Stelse tijdperk had het in die kolonie van onrust gegist, te wijten aan die speculaties van beambtes van die compagnie, zodat die glans van die jongeren van der Stelse werk evens verdonker is door die uittocht van baie Hollandse en hugenote families. Een beweging wat beschouw kan worden als die begin van die groot uitbreiding naar die noorde. Die koning sê hy is gewillig om die versoek van een stuk land toe te staan, maar as een bewys van die oprechtheid. Long en Elizabeth, Elsuga, wat toga?